Goeiemôre. Voorreg om saam met jou te kuier op hierdie besonderse dag. Vadersdag. Wat is 'n pa? 'n Pa is iemand wat dink hy is die baas, totdat ma op die toneel verskyn. 'n Jong seentjie vra vir sy pa, "Pa, hoeveel kos dit om te trou?" Waarop sy pa antwoord, "Ou seun, ek weet nie. Ek betaal nog steeds daarvoor." Wat is 'n pa? 'n Pa is iemand wat werk terwyl ander rus. Iemand wat sterk lyk wanneer ander bang is. Iemand wat raad gee sonder dat hy daarvoor gevra is. Iemand wat sy gesin wil beskerm ten alle koste. Hy wil graag voorsien en hy wil hulle lief hê. Iemand wat dikwels sy eie drome op sy skuif, sodat sy kinders hulle drome kan uitleef. Ek wil graag met jou gesels vandag rondom hierdie vraag. Waar is die vaders? Waar is die paas van die tyd waarin ons lewe? En ek wil graag begin deur vir u so 'n paar statistieke te gee. Die werklikheid van Suid-Afrika, die jongste statistieke skets 'n ernstige prentjie van die toestand van gesinne in Suid-Afrika. In 2024 word daar gesê, was daar 24.202 egskeidings toegestaan. 'n toename van 8.9% teenoor die vorige jaar. Meer as 41% van egskeidings vind plaas binne die eerste 10 jaar van getroude lewe. Die grootste groep hiervan kom tussen 5 en 9 jaar van getroude lewe voor. Meer as 55% van alle egskeidings raak kinders onder 18 direk. Die volgende was vir my skokkend toe ek dit lees. Slegs 35.6% van Suid-Afrikaanse kinders woon saam met hulle biologiese pa. Wat beteken dat ongeveer 64.5% van kinders sonder hulle biologiese pa in die huis groot word. Ongeveer 24% van kinders leef in huishoudings waar geen volwasse man teenwoordig is nie. Hierdie syfers vertel nie net van gebroke huwelike nie, maar dit vertel ook van stikkende harte, onsekere kinders in samelewings wat smag na sterk leierskap, na sterk geestelike leierskap. Wat is die gevolge van 'n afwesige vader of pa? Hoewel elke situasie uniek is en baie enkelmaas heldhaftige werk doen, wys navorsing wêreldwyd dat waar die vadersfiguur afwesig is, daar dikwels groot probleme in 'n huishouding ontstaan. Die kinders sukkel met selfbeeldprobleme. Daar is emosionele onsekerheid, hoër gedragsprobleme, moeiliker vorming van identiteit, 'n groter soeke na aanvaarding en dikwels gaan soek die kinders dit op verkeerde plekke.
probleme om gesonde verhoudings later in hulle lewe te bou. Is alles faktore wat tevoorskyn tree wanneer die pa-figuur, die vadersfiguur nie teenwoordig is nie. Dikwels vra 'n kind nie, waar is geld nie? Maar die kind vra, waar is my pa? Hoe lyk die pa waarna die wêreld soek? En ek wil graag aan die enkele teksvers voorhou, en dit naamlik uit Maleagi 4 vers 6, wat vir ons die volgende sê: en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders. Ek wil dan graag hierdie teksvers gebruik as 'n kapstok om so 'n paar gedagtes aan en op te hang. Die eerste vaderkrisis het in Eden begin, toe Adam gesondig het. Hy het nie net van God af wegbeweeg nie. Hy het sy gesin in gebrokenheid en stikkenheid ingelei. Elke gesinskrisis vandag het maar eintlik sy oorsprong in hierdie verhouding van wat die man, die vrou met God het. Kom ons stel dit so. Gebrokenheid en stikkenheid het hulle oorsprong in sonde. Daarom is die grootste behoefte van ons huise vandag nie 'n beter ekonomiese stelsel nie. Dit is nie beter skole nie, nie beter politiek nie. Dit is, hoe lyk die verhouding met Christus? Wanneer 'n man sy verhouding met God verloor, verloor sy gesin eintlik iets wat baie kosbaar is. Hulle verloor 'n vadersfiguur wat nie meer standvastig is nie, wat sy vrede en sy blydskap verloor het. Sien, God se antwoord op vaderloosheid is hy gee homself. Psalm 68:6 lees ons, hy is 'n vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God. Waar aardse vaders tekortskiet, tree God in. En daarvoor is ek so dankbaar dat die Here telke male die mens in sy stikkenheid en gebrokenheid te hulp kom. Wanneer die aardse vader wegstap, bly die hemelse Vader staan. Wanneer mense jou verlaat, bly God getrou. En ek wil met u praat nie net as man nie, maar ook as vrou, as huisgesin, want gesonde huisgesinne verteenwoordig gesonde gemeenskappe. Wanneer niemand jou naam ken nie, ken God jou naam. Wanneer ander jou verlaat, bly God steeds getrou. Die wêreld benodig nie perfekte paas nie. Die wêreld benodig verteenwoordige en teenwoordige vaders, wat daar is vir sy gesin. Iemand waarna opgekyk kan word, wat bereid is om die leiding te neem. Ja, vaders, wat bereid is om te bid, wat aan sy gesin toon hoe liefde lyk, wat bereid is om deur hulle voorbeeld te lei, wat bereid is om te luister, te vergewe, wat bereid is om te alle tye 'n voorbeeld te stel. Ek stel dit aan jou vriend. 'n kind onthou dalk nie elke preek wat sy pa gepreek het nie, maar hy onthou dat sy pa daar was vir hom of vir haar. Daarom wil ek vir jou sê, daardie sportsgeleentheid, koop tyd uit, pa, sorg dat jy daar is. Wanneer daar
'n funksie by die skool is, sorg dat jy daar is. 'n Dogter onthou dalk nie elke raad wat haar pa gegee het nie, maar sy onthou hoe veilig sy gevoel het toe pappa haar vasgehou het, wat na haar geluister het, wat aan haar getoon het, hoe liefde werklik lyk, hoe pa optree teenoor ma. Dis die voorbeeld, broer, wat jy moet stel. Moenie wag tot dit te laat is nie. Bel daardie kind van jou terwyl jy nog kan. Maak daardie verhouding reg deur te sê, ek is lief vir jou. En pa, ons maak soms foute. Dis nie 'n skande om te erken en te sê, ek is jammer nie. Wees die geestelike leier wat God jou geroep het om te wees. Die statistieke vertel dat Suid-Afrika 'n vaderkrisis het. Maar die evangelie vertel vir ons dat Suid-Afrika 'n verlosser het. En dat wanneer paas in 'n verhouding met hierdie verlosser, naamlik Jesus Christus staan, dat daar 'n antwoord is vir gebroke huise en vir gesinne. Die antwoord is harte wat terugkeer na God. Wanneer 'n vader sy knie buig voor God, verander gesinne. Wanneer gesinne verander, verander gemeenskappe. Wanneer gemeenskappe verander 'n nasie. Die grootste geskenk wat 'n pa vir sy kinders kan gee, is nie sy geld of sy besittings of sy sukses nie. Ja, dit maak dalk die lewe 'n bietjie makliker, maar die grootste geskenk wat 'n pa vir sy gesin en kinders kan gee, is om self die Here te ken en sy kinders na Christus te lei. Om aan hulle te toon wat liefde werklik is, wat dit werklik beteken om in 'n verhouding te staan, om te kan vergewe, om te kan bid, om by die woord stil te staan, om 'n liefde vir mekaar te hê. Daarom wil ek sê die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is om daar te wees vir hulle deur 'n voorbeeld te stel. 'n Pa wat die Here dien, is soos die skaduwee van 'n boom. Hy gee beskerming teen die hitte van die lewe. Onder sy takke vind kinders veiligheid, vind hulle 'n rustigheid, want pa is daar. Pa sal weet, pa het die antwoord, pa sal beskerming bied, pa sal voorsien. Hy wys die pad wat ek moet stap. Hy wys die pad vir sy kinders wat hulle moet stap, nie deur om op te tree soos 'n diktator nie, maar deur sy voorbeeld. Sy woorde vorm die rigting van 'n jong hart. Jy sien, 'n pa wat die Here dien, is soos 'n goeie bouer. Hy bou nie net 'n huis nie, maar hy's besig om aan 'n toekoms te bou. Elke gebed, elke raad, elke opoffering wat hy gee en doen, is 'n baksteen in die lewe van sy kinders. 'n Getuigskrif van 'n pa wat teenwoordig is. Verskoning. Die grootste voorbeeld van vaderskap vind ons in God self. Hy is getrou en geduldig, beskermend en vol liefde. Daarom word elke vader geroep om iets van die vaderhart van God aan sy gesin te openbaar. Ek wil graag afsluit. Wat is 'n pa? 'n Pa is iemand
wat hard werk, sodat ander kan rus. Ja, iemand wat sterk lyk, wanneer ander bang is. Iemand wat sy gesin beskerm, voorsien en liefhet. 'n Pa is nie net die man wat lewe gee nie. Hy is die man wat wys hoe om te lewe. Kinders onthou dalk nie alles wat pa sê nie, maar hulle onthou. Hoor mooi, ek wil dit herhaal. Hulle onthou hoe pa hulle laat voel het. Hoe hy hulle laat voel het oor die lewe, oor die toekoms. God het paas geroep om meer as voorsieners te wees. Hulle moet die rigting aanwys. Hulle moet voorstaan. Kinders leer wie God is, deur baie keer net na pa te kyk. Daarom is 'n goeie pa nie 'n perfekte pa nie, maar 'n pa wat elke dag daar is om vir die kinders te wys hoe om nader aan God te beweeg. Om daar te wees vir hulle wanneer hulle probleme ondervind. 'n Pa wat teenwoordig is, wat kan luister en wat bereid is om te sê, my seun, my dogter, omdat ek op God vertrou, weet ek, hy sal voorsien, hy sal onderneem. Ons toevlug vind ons in die Here. 'n Pa wat teenwoordig is 'n pa wat 'n instrument in God se hande is, wat 'n verskil maak. Pa, ek wil vanmôre vir jou vra, is jy teenwoordig? Is jy daar vir jou gesin? Ek wil jou uitdaag. Kom man, kom, wees die man waartoe God jou geroep het. Wees die pa waartoe God jou geroep het. Wees die voorbeeld. Stel die voorbeeld. En mag jy die vrede en die wysheid ondervind wat God gee. En mag jy as leier van jou gesin so leef dat jou kinders en jou vrou te alle tye trots sal wees om jou as man, as pa te hê. Jy moet 'n geseënde dag geniet. Gelukkige Vadersdag vir jou. Kom ons bid saam. Here, ek wil vanmôre bid vir elke pa, om te erken dat ons U nodig het. U wysheid, U insig. Here, ons het nodig dat U ons sal wys die pad wat U wil hê ons as paas elke dag moet stap. Daarom dank ek U dat ons onsself in afhanklikheid aan U kan wend en kan bid. Help ons genadiglik om die man te wees wat U wil hê ons moet wees. En dan wil ons as mans vir ons gesinne bid, dat U hulle sal beskerm. Here, dat U hulle sal toedek met U liefde, en dat ons as gesinne so sal leef, dat U daarin verheerlik sal word. Dit is my gebed, in die lieflike naam van Koning Jesus. Amen. Onthou, die Here het jou lief. Jy is besonder. As instrument in God se hand is jy bruikbaar. Jy is nie 'n mislukking nie, pa. Hoor mooi, jy is nie 'n mislukking nie. God het
jou geroep om 'n pa te wees. Hou jou oë op hom gefestig en hy sal vir jou wysheid en insig gee om die regte besluite te neem en te wees wat hy wil hê jy moet wees. Jy moet mooi loop. Mag vrede, voorspoed en die seën van die Here jou en jou gesin vergesel. Mooi loop, vrede vir julle.